naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Vanmôre is my tema geloof sonder kompromie deel 2. Ons gaan bietjie nog steeds in Daniël uitlees vanmôre in Daniël 9. Maar ons gaan kyk oor die krag van 'n lewe op jou knieë en in jou binnekamer. Wat is die krag daarin wanneer jy tyd spandeer op jou knieë en in jou binnekamer? Ons het laasweek gelees en die preek het gegaan oor waar Daniël in die leeukuil is, waar God gekom het en 'n engel gestuur het en die leeu se bekke toegemaak het. Ons het gesien hoe geloof is sonder 'n kompromie. Om nie toe te gee nie. Maar vandag is daar ietsie belangriker. Daar's 'n vraag wat ek jou wil vra. Waar dink jy het daardie geloof vandaan gekom? As ons gaan na Daniël 1 en Daniël 2 was hy as 'n jong seun gevange gehou. Was Daniël gevange gehou. Maar dit het daar begin om 'n keuse. Hy het 'n keuse gemaak en toe begin die verandering. Maar toe het hy net agteroor gesit op sy lazy boy en geontspan nie. Hy het tyd spandeer met God. Dis waar die verandering inkom. Dis waar ek vanoggend met jou wil praat. Dis nie net 'n keuse en dan, kyk, dan gebeur niks nie. Nee, dis 'n keuse wat ek maak. Ek wil Jesus volg. Maar hy spandeer ook tyd in die woord met God. Die leeukuil was die begin om Daniël se geloof te openbaar aan die mense daar buite. Want almal het gedink, as hulle gaan hom nou daarin gooi en dan gaan hy verskeer word en nee. Daai leeu het nie gedink hy gaan 'n free lunch kom nie. Nee. God het 'n plan gehad. Alles waarmee ons deurgaan vandag. Dit is moeilik, deur sekere trials en tribulations waar ons gaan. Maar op die einde van die dag verheer ek ons God se naam, want hy het ons daardeur gedra. Ja, dit is moeilik. Ons gaan nie nou heeltyd staan en net sê, nee, die vyand het gewen nie. Nee, hy het nie gewen nie. Ons moet vir God die eer gee, want hy het ons deur hierdie moeilike tyd, deur hierdie seisoen gedra, en daardeur kan ons hande opsteek vandag en sê, ons Jesus leef. Ons dien nie 'n dooie God nie. Dis nie net 'n beeldjie waarna ons aanbid nie. Hy's lewendig, hy het opgestaan. Ek het laasweek vir julle vertel van die boom. Die wortels is wanneer jy tyd spandeer in God, is dit jou wortels wat skiet. Dis jou wat dat jy vas staan. Wie van julle het al gesien as jy daar by Nelspruit ry, daar by die berge, jy gaan bietjie daar verby, teen daai berg is daai wortels daar, daai boom staan. My vraag aan jou vanoggend is, hoe is jou wortels geanker? Waar is jou wortels geanker vanmôre? Ek dink na daai boom wat daar teen daai berg is. En daai wortel loop sulke dik. Hy gaan deur, dan gaan hy in. Ander woorde, hy's aan 'n rots vas. Wil jy maar daai prentjie sien? Waar is jou wortels vanmôre? Is jou rots Jesus?
Want as jou rots Jesus is, gaan daai storm, daai wind wil beweeg, maar hy gaan hom nie ontwortel nie. Want jy is vas aan die rots. Daniël 6 het ons gewys, het ons gesien dat Daniël het gebid. Maar Daniël 9 wys vir ons iets, hoe het hy gebid? As jy en ek dieselfde geloof as Daniël wil hê, moet ons dieselfde doen. Daniël het 3 keer op 'n dag tyd gemaak om met God te praat. Ek en jy moet ook tyd maak om met God te praat. Die voordeel wat ek en jy het, wat hy nie gehad het nie, Heilige Gees was nie daar nie, Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Maar ek en jy het Heilige Gees binne in ons. En vir ons is 'n tree voor. Kan ek dit so sê vir julle? Ek wil julle moet dit verstaan. Ander woorde, waar jy loop, kan jy met God praat. As jy in jou kar ry, kan jy met hom praat. Maar jy moet ook tyd maak, afsonder van alles om jou. Nie 'n selfoon nie, nie 'n TV nie, niks by jou nie, net jy en God, jy en die woord. Want Johannes 1:1 sê, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Dit verwys na Jesus. In 'n woord, as jy hierdie woord lees, lees jy Jesus. In Daniël 9 vers 2 sê hy, dis waar hy begin bid het en alles was, en hy het opgemerk van die 70 jaar, volle jare was dit in ballingskap gewees. Maar ek gaan nie daaroor praat nie. Ons gaan 'n bietjie aangaan. Maar Daniël het nie net, toe hy dit gelees het in die profeseë wat Jeremia geskryf het hy dit net gelees en dit let go nie. Hy het daai profeseë gelees en begin bid oor dit. Die woord wat God vir jou gegee het, 'n jaar of 2 of 5 of 10 jaar terug, het jy al oor daardie profesie begin bid? Jy mag die Here herinner aan die woord wat hy vir jou gegee het. Vader, U het dit en dit en dit vir my gesê. Bid dit deur. Spandeer tyd met die Here om dit deur te bid. Hy het tyd gevat en daai profesie deurgebid. Hy het dit nie net let go nie. Gelees en laat gaan nie. Hy het God gaan herinner. Was op die tyd waar amper daai 70 jaar was amper verby gewees. Hoe meer woord jy lees, hoe meer verander jou gebede. Ek gaan dit weer sê. Hoe meer woord jy lees, hoe meer verander jou gebede. Ons weet nie altyd wat om te bid nie. Daar's 'n maar. Heilige Gees weet, want hy tree in vir jou en vir my by die Vader. Dis miskien dat ons op 'n plek kom en sê, Here, hier is ek. Ek weet nie wat om te bid. Wat het U vir my in storie begin in tale bid? Begin in tale bid. Want dit is wat God vir jou in stoor het. Spreek, jou gees mens, spreek met God, want God is gees. Ons begin minder uit vrees, uit bid en meer uit vertroue, omdat ons weet wat God gesê het. Johannes 15 vers 7 sê, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê.
sê nou nie, jy bid nou vir 'n rooi Porsche nie. Maar Vader, ek bid vir 'n rooi Porsche, ek soek 'n rooi Porsche. Wat gaan jy met 'n rooi Porsche doen? Gaan jy miskien onverskillig wees, gaan dit jou lewe neem, dan gaan die Vader dit nie vir jou gee nie. Dan gaan hy eerder vir jou 'n ander brand gee. 'n Cherry. Of 'n vollaatjie. Maar jy hoor, God, wie ken jou behoefte? Dis wat ek vir jou wil sê, God ken jou behoefte. Hoeveel te meer gaan hy nie vir jou sorg, as hy vir die mossie sorg nie? Wanneer ons God se woord ons harte vul, begin ons volgens God se wil bid. Nie jou wil nie, God se wil. Daniël 9 vers 3 en 4. Ekskuus. Gaan ek vir ons lees in die 53 vertaling. Dit sê, ek het my aangesig tot die Here God gerig om met vas en in roukleed en as my aan gebed en smekinge te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen. 'n Man wat nie buig voor 'n aardse koning, kan met vreugde buig voor die hemelse koning. Want as jy elke dag voor 'n aardse koning buig, gaan jy nie voor die koning van al die konings buig nie. Wat sê die eerste gebod in Eksodus? Jy mag geen ander gode hê nie. Hoekom wil jy dan buig voor die hemel, voor 'n aardse koning? Dis nie jou plek nie. Maar ek kan jy nie eers vir jou hemelse koning, jou pappa, jou Abba Vader buig vir 'n weg nie. En hy gaan vir jou weg maak. Hy gaan vir jou deurbraak gee. Mense is so geneig om voor die presidente te gaan buig. Ek het niks teen ons president, hoor my mooi. Ons president is nie 'n afgod nie. Elke land se president is nie 'n afgod nie. Miskien moet die mense na God toe draai en sê, Vader, red ons presidente vandag. Dan gaan die wêreld verander. Want ons wil ons presidente op 'n installasie sit. En hulle word net gebeheer deur mense om hulle. Maar laat ons vir God bid, laat God die president en die mense wat om sy bord se harte verander, dan gaan alles verander. Waar begin 'n waar verander 'n besigheid? As die bestuur verander, verander dit onder. Wanneer ons parlement verander, verander die land. Nou wat is jou gebed? Vader, red ons presidente, red ons leiers. Dit is wat ek en jy moet doen. Ware geloof maak ons nie trots nie. Dit maak ons afhanklik van God. Daniël soek nie eers God se hand nie. Hy soek God se hart. Daar is 'n groot verskil. Baie mense soek God vir wat hy kan doen. Maar hulle soek nie vir God vir wie hy is nie. Vader, maak net 'n weg hierso. Maak net dit. Doen net dit. Gee net vir my tog 'n deurbraak. Gee net vir my dit. Maar wanneer jy gaan en sê, Vader, neem my hart oor.
Verander hierdie klipharde hart van my en sit vir my 'n vleeslike hart in. Laat ek u hart kan hoor en laat my u wil doen. Dan gaan alles verander. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Wat moet jy eers doen? God se koninkryk soek. En die vers gaan aan. Maar gaan dit nie nou met julle deel nie. My hoofpunt is, soek eers vir God se koninkryk. Want solank jy voor 2 gode wil buig, gaan jy nie God se koninkryk eers stel nie. Wanneer jy buig vir die wêreld, gaan jy nie buig vir God nie. Die woord sê, elke tong sal bely en elke knie sal buig. Wil jy nie maar vandag net jou knie buig voor Jesus nie? Amen. Daar's 'n vraag wat ek vir elke een kan mee vra vandag. Soek ons God of soek ons net sy seëninge? Dis 'n diep vraag. Soek ons regtig vir God? Abba Vader, of soek ons net sy seëninge? Want as jy net sy seëninge soek, gaan jy niks kry nie. Jy moet hom soek. Jy moet die Vader soek. En dan is dit wat bykom. Geloof sonder kompromie word nie gebou in groot oomblikke nie. Nie in groot dele, groot bohais wat mense aangaan nie. Dit word in jou binnekamer gebou. In daai alleen tyd wat jy en God het. Dis waar jou geloof gebou word. Dit word gebou wanneer ek elke dag kies om voor God te buig en nie voor die wêreld nie. Dan gaan ons verder na Daniël 9 vers 5 toe. Hy het nie hulle geoordeel nie. Hy het gesê in sy gebed, ons het gesondig. Ons het verkeerd gedoen. Hy sluit nie homself uit nie. As ek bid ook, help ons Vader. Want as ek sê jou, net jy, dan oordeel ek jou. Ek kan jou nie oordeel nie. Dis nie in my om jou te oordeel nie. Want die woord sê die maat waarmee jy oordeel, gaan jy geoordeel word. Dis so maklik om almal net te wil uithaal heeltyd, pak te gee. Maar jy gaan ook moet pak kry dan. Alhoewel Daniël 'n regverdige man was, het hy nog steeds met nederigheid gebid vir sy volk. Hy het nie gesê, Vader, laat hierdie volk. Hy het gesê, Vader, ons. Dit sluit hom en kluis al die hele volk in. Wie staan in jou gap vandag? Het jy iemand wat vir jou intree? So hoor is ding hier week, wat 'n hele ruk terug gebeur het, jare terug, van 'n vrou in 'n huissel, wat siek was. Daai vrou was in 'n ander dorp gewees. En die persoon sê, staan in die gap vir haar, sit op hierdie stoel, ons gaan bid nou.
Hulle bid vir hierdie vrou, hulle salf hierdie vrou, maar in die gees word daai vrou gesond. Wie staan in jou gap? As jy af is, wie bid vir jou? Wie dra jou deur jou moeilike tye? Want dit is so maklik in die wêreld waarin ons leef, elkeen vir homself. En is so maklik om iemand te blameer. Ja, maar hy het dit nie vir my gedoen nie, ek gaan dit nie vir hom doen nie. Hy het een keer dit teen my gedoen, nou, nee, hy moet maar self gaan. Nee. Dis die wêreld wat ons so wil maak. Maar ons is kinders van God, hoef nie so te wees nie. God soek mense wat sê, Here, begin by my. Begin by my. Verander my hart, dat iemand anders se hart kan verander. Dis daai humbleness. Dis nie trots nie. God soek mense wat vir mekaar bid. Bid jy vir jou buurman of jou buurvrou? Of jou bure rondom jou? Ek het 'n buurman wat, maar ek weet God sal hom nog op sy tyd, hy's moeilik. Hy's 'n moeilike man daai. Ek het al met hom bietjie gepraat, maar ja. Maar ek weet op die dag sal die deur daar wees. Op die dag sal dit gebeur. Want hulle is te veel tradisie vas. Te veel tradisie vas. Maar God se tyd. As dit vir my afhang, het ek al 2 jaar terug vir hom sê, nou kom. Maar dis nie God se tyd nie. Ek weet van 17 jaar wat dit gevat het vir gebed vir iemand om tot bekering te kom. 17 jaar. En hy het nooit opgegee nie. Sal jy 17 jaar lank bid vir iemand? Wil jou vra, sal jy dit doen? Vir 17 jaar lank, elke dag, daai persoon bid. Dis nie maklik nie. Want jou menswees gaan sê, nee Here, ek gaan my opgee. Ek gaan opgee. Dis geloof. Dis God se hart. As daar een persoon is, wat God se hart vir my wys, is dit my skoonpa. Vir 17 jaar het hy vir iemand gebid. En die dag toe dit gebeur, dis 'n radikale omkeer. Nie net 'n 90-degree turn nie, 'n 180. Dit is God se hart. God se hart stop nie. God se hart wil nie hê een moet verlore gaan nie. Al vat dit vir jou, wat hier so sit, wat luister vandag, 20 jaar om vir iemand te bid tot bekering, doen dit. Want dit is wat God wil doen. God verander dikwels eers die persoon wat bid, voordat hy die omstandighede verander. Amen. Daniël 9 vers 18, gaan dit vir julle in die boodskap vertaling lees. Hy sê, o my God, luister tog na my en hoor my versoek. Kyk net weer 'n bietjie na ons en sien in wat se ellende ons is. Ons is nogal in die stad wat u naam dra.
Ons vra nie u hulp omdat ons dit verdien nie, maar omdat ons weet dat u so goed en vol genade is. Amen. Moenie dink Belfast kan nie tot bekering kom nie. Die hele Belfast. Amen. Want God se naam is oor Belfast ook. Amen. Toe ek hierdie vers lees, toe gaan ek na die boodskapvertaling. Ek lees verskillende vertalings. En ek wil julle moet hierdie versie vat. Spreek dit oor Belfast. Spreek dit oor jou dorp. As jy in 'n ander dorp bly, spreek dit oor jou dorp. Want u naam is oor hierdie dorp. Dit is 'n troos vir my en vir jou om te weet God is genadig. Dit is vir ons hoop. Dit gee hoop om te weet, ja, God sien my nog steeds raak. Al het ek al hierdie foute gehad, God het my raak gesien. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Amen. Want toe jy Jesus aangeneem het, is alles verby. Dit gee jou die vrymoedigheid om nou na die Vader toe kan gaan. Maak nie saak wat het gebeur in jou verlede nie. Daai boek is opgeskeur, verbrand, dis gone. Want die woord sê ek is nou 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. Ou ding het verbygegaan, nuwe ding het gekom. Dis nie omdat ek en jy volmaak is nie. Dis omdat Jesus vir ons 'n weg gemaak het. En Daniël sluit sy gebed af in vers 19. Here hoor, Here vergeef. Here merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u wil, my God, want u naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Amen. In u naam ontwil. As dit God se wil is, dit is wat hy bid. As dit God se wil is, laat dit so wees. Maar as dit nie God se wil is nie, laat dit nie so wees nie. Sy begeerte was nie vir hom om in 'n gemaksone te wees nie. Sy begeerte was om God te eer deur alles. Dit was vir hom die belangrikste. Vraag wat ek jou vanoggend wil vra. Waarom bid ek? Ek gee julle baie dinkwerk vandag. Waarom bid ek? Is dit net om 'n makliker lewe te hê? Of is dit? Of bid ek dat God deur my lewe verheerlik kan word? Amen. Ware gebed verander nie omstandighede nie. Dit verander ons motiewe. Die motief hoekom jy bid. Want as God jou motief opreg is, gaan hy dan jou omstandighede verander. Want ons wil bid met 'n masker. Kan ek vir jou goeie nuus gee? Of slegte nuus? God sien deur hy masker. Hy kyk na jou hart. Hy kyk nie hierdie gesiggie nie. Hy kyk jou hart. Amen.
Daniel het nie teruggehou in sy boldness vir Jesus Christus nie. Ag, vir die Vader nie. Hy het nie, toe hulle sê, jy mag nie enige God aanbid nie. Jy mag net hierdie koning aanbid. Hy het nie, dit was nie sy fokus gewees. Sy fokus het nie verander toe omstandighede verander het nie. Sy fokus was nog steeds Jesus, die Vader. Dis sy fokus. Die beste om Daniel te beskryf, die beste persoon is Jesus Christus. Alles in die woord moet na Jesus toe draai. Want Jesus is die weg en hy is die waarheid. Amen. Want niemand kan na die Vader toe gaan behalwe deur Jesus nie. As hierdie preek nie gaan oor Jesus nie, is dit nie 'n preek nie, is dit 'n storie. Elke preek wat jy luister, moet oor Jesus gaan. Want Jesus is alles. Anders is dit net nog 'n praatjie, as ek dit so kan sê. Jesus het deurgedruk. Aan die kruis terwyl hy daar hang, sê hy, Vader, vergewe hulle. Hy het nie daar gestaan met pride en sê, Vader, moenie worry oor hulle nie. In die toestand, die stikkende gebroke lyf wat hy gehad het, het hy nog steeds God se hart uitgebeeld. Vader, vergewe hulle. Hulle weet nie wat hulle doen nie. As iemand teen jou sondig, is jy kwaad vir hom? Op hy oomblik, ja. Jy's 'n mens, jy gaan wees. Maar na rukkie, Vader, vergewe hulle. Want die oordeel kom jou nie toe nie. Jesus bly bid vir ons, by die Vader. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy tree vir ons in. As jy jou hart vir Jesus gegee het, en die Vader kyk na jou, wat sien hy? Jesus se bloed. Amen. Paid in full. Die accuser, die Satan gaan nog steeds sê, maar kyk, hy het dit gedoen. Dan as die Vader na jou kyk, paid in full. Hy is skoon gewas in Jesus se bloed. Skoon. Die woord sê vlekloos. Mag ek en jy soos Daniel wees, wat nie opgee nie, wat nie op ons omstandighede fokus nie. Mag ons dan soos Jesus word. Wanneer omstandighede verander, nog steeds weer daar is 'n weg. Daar is iemand wat op water loop, en dis Jesus. Hy sal jou nooit los nie. Dit voel miskien partykeer so. Maar ek kan jou die gerusheid gee, hy is altyd by jou. Elke oomblik van die dag. Jou krag, wat jy het, praat nie van jou muskelkrag nie. Ek praat van jou geestelike krag wat jy het, word gebou in jou binnekamer. Dis waar dit gebou word. Dis waar jy daai muscles kry. As ek dit vir jou so kan sê, dat jy kan verstaan. Ek sluit af. Bid ek net wanneer ek 'n krisis het.
Word my geloof elke dag op my knie of binnekamer gebou? Los jy met hierdie 2 vrae. Bid jy net wanneer die pop of die fan nou straik? Toe Jesus sy disippels leer bid het hy vir hulle gesê, julle moet so bid. Matteus 6 vers 9 tot 13. Gaan jy vir ons opsit asseblief, Tiaan? Sê, so moet julle dan bid. Dis Jesus wat sy disippels leer. Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, nie my wil nie, u wil. Soos in die hemel, net so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Hierdie gebed is alles saamgevat. Bietjie vroeër in Matteus, waar Jesus sy disippels sê, moenie lang gebede bid nie. Want so, as jy sulke lang gebede bid, herhaal jy soveel keer, God soek uit jou hart. God soek uit jou hart. Help nie kom met hierdie uurlang gebed en jy het 57 minute herhaal nie. Hoor wat ek jou sê. Bid opreg. As jy 1 uur bid of 2 ure bid, ja. Begin dan in tale bid. Want jou gees gaan nie ophou nie. Want dan bou jy jouself. Jy kan in jou mother tongue ook praat, as ek so kan sê, Afrikaans of jou Engels of Khoza, Sotho, Ndebele. As dit jou taal is, praat daarin. Maar God soek jou hart. Dis wat God soek. Bid jou hart. Wat die binne aangaan, is die belangrikste. Kom ons sluit die oë. Hemel Vader, dankie vir hierdie woord. Vader, my gebed is vandag, begin by my. Vader, begin by my om die wêreld te verander. Vader, verander my, dat ek nog beter kan wees vir U. Vader, ons wil nie hiersoos wees vandag met trots of met wat ook al nie, Vader, maar alles gaan oor U. Vader, my gebed is vandag vir elke een wat hierdie woord gehoor het, om tyd te maak met U, om tyd uit te koop vir U. Vader, dat ons soos 'n boom wat by 'n berg staan, ons wortels geanker sal wees in die rots Jesus Christus, want wanneer die storms kom, dat ons nie sal val nie, dat ons kan bly staande wees in die storm. Dankie Heilige Gees, dat U die naprediker sal wees van hierdie woord, dat U kinders sal stig en opbou in Jesus se naam. Want U is die weg en U is die waarheid. U is die begin en U is die einde. U is die koning van al die konings. Daar is nie 'n gelyke soos U nie. My gebed vanmôre is, as jy 'n behoefte het vanmôre, Jesus, raak my aan. Steek op jou hand, net daar waar jy is. Die Vader sien elke hand wat opgaan. Die Vader weet wat in jou hart aangaan.
Vader, soos die hande opgaan, wil ek vra dat almal se oë gesluit bly. Vader, U ken die omstandighede. Vader, U kan 'n weg maak waar daar geen weg is nie. Maar Vader, laat ons eers die koninkryk soek. Vader, laat ons U hart soek om ons omstandighede te kan verander. Want U sal dan byvoeg. Dis my gebed in Jesus se naam, dat elke een in 'n nuwe seisoen sal ingaan in hulle verhouding met U. In Jesus se naam bid ons dit, want daar is krag in die naam van Jesus. En ons sê dit met boldness, we are sons of a living God. Amen en amen. Amen.